Ons vier vandag Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige Gees, hierdie belofte van Jesus wat waar geword het, byna 2000 jaar terug. Nou ons tema vandag is, ons sal opstaan uit die dood en ewig lewe. Ons is vandag by ons laaste tema van die Pinksterreeks, waar stil gestaan het by die belydenis van Nicea. Maar jy het seker ook al gewonder, wat gebeur met 'n mens as jy doodgaan? Hoe gaan jy lyk? Gaan mense mekaar ken? En so is daar baie vrae wat ons vra, waaroor ons wonder. Maar staan vandag jy stil by hierdie frase in die belydenis van Nicea wat as volg lei. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Die afgelope week het ons stilgestaan by dinge wat reeds gebeur het. Maar vandag staan ons stil by dit wat nog moet gebeur, die verwagting wat ons het, dat dooie sal opstaan uit die dood uit, dat ons verander sal word, of wanneer ons dood is, dat ons self sal opstaan uit die dood uit, en dat ons ewig sal lewe. En dit is die verwagting waarmee ons lewe. En hierdie verwagting het ook weer 'n invloed op ons lewe en hoe ons elke dag lewe. Ons gaan vandag so kyk na 3 aspekte van hierdie belydenis van Nicea. Hierdie belydenis wat al 1700 jaar oud is, wat mense bely van 325 na Christus af. Kom ons lees uit 1 Korintiërs 15, hier vanaf vers 50, wat Paulus sê oor die ewige lewe. Wat ek bedoel, broers, is dit vlees en bloed kan nie in die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie in die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink, en die dooie sal as onverganklikes opgewek word, en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word, en die sterflike liggaam met die onsterflike. Maar die 3 dinge waarna ons vandag gaan kyk is die sekerheid van die opstanding, die betekenis van die ewige lewe, en dan om in die lig van die opstanding te leef. Nou as ons kyk na die sekerheid van die opstanding, dan is dit een van die pilare waarop ons geloof berus. En net so seker as wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, net so seker gaan ons ook uit die dood uit opstaan. Dis waaraan ons vashou, dis wat ons glo. Want Paulus sê, as ons dit nie glo nie, dan is ons geloof eintlik waardeloos. As ons kyk na die betekenis van die ewige lewe, dan kan ons sommer dadelik blaai na Openbaring, hier so hoofstuk 21-22, wat vir ons eintlik in simboliese tale omskrywinge gee van hoe die ewige lewe gaan wees. Goue strate, poorte van parels, 'n boom van die lewe, die afwesigheid van pyn en lyding en hartseer, en om in harmonie en in teenwoordigheid van God te lewe. Hierdie hoop op die komende ryk, hierdie toekomstige eeu wat ons verwag. As ons kyk na Genesis, en ons kyk later in die Bybel, dan sien ons hoe die sirkel wat God met die verhaal van die mense, hoe dit eintlik voltooi word. Want in Genesis lees ons van die skepping, van God en mens, en hoe God en mens in harmonie met mekaar was. En as ons Openbaring lees, dan lees ons dat daar weer 'n perfekte harmonie tussen God en mens sal wees. Het is interessant, in Johannes 17 vers 3 lees ons wat die ewige lewe is. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. En in 1 Johannes 3 vers 2 lees ons die volgende. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Het is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Die ewige lewe begin eintlik al op aarde. Hierdie ken waarvan Johannes praat, is om Jesus Christus te ken, om hom te aanvaar as ons verlosser en saligmaker. Ons het nou reeds deel aan die ewige lewe. Die derde punt waarby ons wil stilstaan is die oproep om te lewe in die lig van die opstanding. As ons leef met 'n verwagting dat ons gaan opstaan,
dat daar 'n lewe hierna sal wees, dan het dit ook 'n invloed op ons lewe hier en nou. In 1 Johannes 2 vers 6 lees ons die volgende: Wie beweer dat in hom bly, behoort ook te lewe soos wat Jesus gelewe het. En dan kan ons ook vra, maar as ons nou hoop het op die toekomstige eeu, op die opstanding, wat gee dit vir ons? In die eerste plek gee dit vir ons waagmoed en deursettingsvermoë. In 'n lewe wat maar onseker is, wat vol uitdagings is, waar mense baie keer hooploos is, gee dit vir ons hoop om vas te byt en deur te byt en aan te hou met dit waarmee ons besig is. Dis hoekom Paulus ook hier in 1 Korintiërs 15 vers 58 afsluit met die volgende woorde: Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Om met die Here se dinge besig te wees, is nie te vergeefs nie. En dan, as 'n mens hoop op die ewige lewe en op die toekomstige eeu, roep dit ons ook op om heilig te lewe. Ons weet ons gaan Jesus sien, ons weet ons gaan soos hy wees. En dit roep ons ook op om rein en heilig te lewe soos wat hy gelewe het. Om volgens God se wil te lewe, om God se liefde sigbaar te maak hier, om dienswillig te wees, om mense iets van God se teenwoordigheid te laat ervaar en te laat beleef. En dan die derde punt is, as ons hoop het op die opstanding, hoop op 'n ewige lewe, op 'n lewe hierna, dan inspireer dit ons om hierdie hoop wat ons het, ook met ander te deel en daarvan te getuig. Want ons het iets wat ander mense nie het nie. Ons het 'n hoop in Christus. En as ons terugkyk na Jesus, wat het vir hom moed gegee? Wat het vir hom geïnspireer om aan te hou met hierdie swaar pad wat hy gestap het? Is omdat hy geweet het wat op hom wag. Hy het geweet, God gaan hom weer in sy ere herstel. Hy gaan weer aan die regterhand van die Vader sit. God gaan die oorwinning bewerk. En net so weet ons ook wat op ons wag. Daar wag 'n ewige lewe, 'n baie beter lewe. Ons lees hierso in 2 Korintiërs 4 vers 17 die volgende: Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Hierdie hoop van ons is nie te vergeefs nie. En hierdie hoop wat ons het, kan ons met ander deel en ons kan ander mense bemoedig met hierdie hoop in Christus. Ons vier vandag Pinksterfees. Hierdie belofte van Jesus wat waar geword het, waar hy beloof het vir sy disippels, hy los hulle nie alleen nie, maar hy gaan die Vader vra om die Trooster, die Heilige Gees, die Parakletos te stuur om by hulle te wees. En dit het gebeur. Hier ongeveer 2000 jaar terug is die Heilige Gees uitgestort. Ons herdenk dit vandag. En wat 'n voorreg om ook te kan weet die Heilige Gees is by ons en in ons. Maar as jy ooit getwyfel het, of Jesus weer gaan kom, en of daar ewige lewe is, dink net terug aan die belofte wat Jesus gemaak het. Hy het beloof, hy gaan vir sy Vader vra om die Heilige Gees te stuur. En dit het gebeur. Jesus is getrou aan sy beloftes, en daarom kan ons bly glo en kan ons weet, daar is 'n ewige lewe. Jesus kom weer, hy kom ons haal, en ons gaan vir ewig by hom wees. Maar intussen tyd is ons nie alleen nie. Ons het die Heilige Gees by ons, in ons. Die Heilige Gees is die een wat ons leer en lei en herinner aan dit wat Jesus geleer het toe hy op aarde was. Die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En die Heilige Gees is in ons. Ons is eintlik wandelende kerke oral waar ons gaan. En mag dit ons bybly, mag ons dit onthou, sodat ons met hoop kan lewe op die opstanding en op die ewige lewe. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons tot U kan bid in die naam van Jesus Christus. Jesus, baie dankie dat U vir ons gesterf het, dat U begrawe is en dat U opgestaan het, dat U lewe, dat U opgevaar het na die hemel, maar dat U ook die Vader gevra het om die Gees vir ons te stuur. En dankie, O Heilige Gees, dat U by ons is, dat U in ons is,
dat U ons lei en ons leer. Dankie dat U die pad saam met ons stap. En dankie dat ons kan uitsien na hierdie toekomstige eeu, wanneer ons met 'n onverganklike verheerlikte liggaam ook deel van U koninkryk sal wees en saam met U vir ewig kan lewe en U teenwoordigheid elke dag kan beleef en ervaar. In Jesus naam. Amen.